Geliefdes in die Here, gemeente van ons Here Jesus Christus, sien die genade raak dat ons in 'n land van godsdienstvryheid in erediens saam die Here se woord kan oopmaak. En u elkeen in die lig hiervan by hierdie erediens hartlik verwelkom. Of jy 'n Montana Poorter is en of jy 'n nuwe lidmaat is en of jy sommer net 'n bietjie by ons kuier, maak nie saak nie. In Christus hartlik een. Die ander notas hou ek aan u voor op 'n later stadium. Saam besef ons dat die Here deur sy Gees hier teenwoordig is. Wat 'n genade. Mag jy dit elkeen aanvoel, beleef, ervaar en na die erediens daarvan getuig. En daarom met blydskap aan te tree voor die troon van die Here. En dit doen ons met gemeentesang. Ons sing agtereenvolgens lied 464 se eerste strofe, lied 308 strofe 1 en 5 en Psalm 100 se eerste strofe en daarna die wotum en die seën van die Here oor ons elkeen uitgespreek. Kom ons verenig in gebed.
Laat die woorde van ons mond, die oordenking van ons hart, vir U aanneemlik wees, o God, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi u om saam met my te staan, en as dit vir u moeilik is dit reg. Bly rustig sit. Ons loof die Here staande met Psalm 100, strofe 2 en 3, en daarna kan u weer u sitplek inneem. Saam kan ons belydenis doen van ons geloof. Die apostoliese geloofsbelydenis, en daarna luister ons aandagtig na die afkondiging van die Here se wet. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom, wat op die 3de dag opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. 'n Belydende kind van God gryp vas aan die wet van God. Voor ons na Eksodus 20 blaai, deel ek met u 'n perspektief vanuit die Nuwe Testament. 1 Johannes, hoofstuk 2, enkele verse. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van julle sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hou ook hierdie perspektief in gedagte
met betrekking tot die prediking vanoggend. Eksodus 20 van vers 1 en spontaan nadat ons die Here se wet gehoor het, Psalm 119, die 2de en die 15de strofe, en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie slaaf, slavin, bees, donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons bid saam.
Onse Vader, lei ons in hierdie gebed, dat ons ook hier in U sal verheerlik, U die groote God, U wat regeer alom, U wat nooit slaap nie, U wat van alles weet, U wat Jesus Christus, die enige gebore Seun, na die aarde gestuur het. U wat ons nie as weeskinders met sy hemelvaart agtergelaat het, maar die Heilige Gees in ons, lewend, kragtig, lewegewend. Ons sit ons hand in U hand, o God, as ons saam is in die woning, en pleit, wees by ons, o God, as die son opkom, wees by ons as die son ondergaan, wees met ons en ons kinders. Wees met die kerk oor die hele aarde. En blaai hier in die Montana Poort gemeente U woord vir ons oop, dat ons diep kan inkyk onder leiding van U Gees. Die woorde van U mond in Openbaring aan ons elkeen. Here God, hou ons vas. In Jesus naam, uit genade. Amen. Geliefdes, die Here aan die woord in die skriflesing in die 83 vertaling Johannes 8 hou ek aan die voor. Luister na die woorde van ons God. Johannes hoofstuk 8. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle, dus die skrifgeleerdes en die fariseërs het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap, waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vroumense te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger in die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê,
laat een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. In die laaste vers het hy ook ons tekstema raak gehoor. Die woorde van die Here Jesus aan hierdie vrou. Ek doen dit ook nie, bedoelende, ek veroordeel jou nie. Ek stenig jou nie. Liewe gemeente, broer en suster, jongmens en kind, jy moet dwarsdeur die evangelies blaai en lees, en jy sal agterkom, die skrifgeleerdes en die fariseërs het Jesus nooit uitgelos nie, nooit. Hulle kon hom nie vat nie. Maar hulle het elke keer tweede gekom. Elke keer. Skrifgeleerdes en die fariseërs wat die puntjie op elke i gesit het. Perfek. Sondeloos. Hulle kon Jesus nie vat nie. Ons sal vanoggend sien hoekom nie. En daarom, geliefdes, die vrou van Johannes 8 se verse. Kom ons sê dit andersom. Kom ons sê die mens van Johannes 8 se verse. En onmiddellik is jy en ek betrokke by hierdie skrifgedeelte. Hoekom? Ons is nie engele nie. Ons is mensies. Die vrou van Johannes 8. Wie was sy? Kom ons sê dit so, geliefdes, sy was 'n vrou wat gevou het. Het jy nog nooit gevou nie? Maar wat ons ook moet doen is, ons moet nie net sê die vrou van Johannes 8, maar ons moet ook dadelik melding maak van Jesus en Johannes 8.
Daarom, Johannes 8 dus, Jezus en 'n sondares, of as jy wil, Jezus en 'n mens van vlees en bloed, of as jy wil, Johannes 8 en Jezus en ek. Op die keper beskou, ons is betrokke. Maar nou, die vrou van Johannes 8. U ken hierdie stuk skrifgedeelte. Sy was 'n slegte vrou. Sy is op heterdaad betrap en die skrifgeleerdes en die fariseërs sê vir hulle self, hier's 'n geleentheid, nie met betrekking tot die vrou in die eerste plek nie, maar hier's 'n geleentheid om hierdie rappie uit te tart. Hier's nou 'n geleentheid, want die wet van Moses sê, sy moet gestenig word. Hier's nou 'n geleentheid, dat ons ook uit sy mond kan hoor, stenig haar man, gooi haar dood, Moses beveel so, julle is reg. Daar's nie plek vir so 'n vrou nie. Skrifgeleerdes en die fariseërs. Klaarblyklik die sonder sonde mense. Klaarblyklik. En 'n mens kry hulle vandag nog. Die sonder sonde mense. En hierdie vrou weet haar verhoor het begin voor die voete van haar hooflaksman neergegooi. Jezus, die godsdienstige regter. En sy het geweet, sy gaan amptelik ter dood veroordeel word, waarna sy buite die stad gesleep gaan word en soos 'n hond met klippe dood gegooi word. Die vrou van Johannes 8 het haar kop laat sak en haar oë met haar hare probeer bedek, sodat sy nie die skreeuende skare kon sien wat om haar saamdrom nie, om haar vonnis te hoor. Meneer, sê hulle, skreiend, vir die Seun van God, meneer, meneer, Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar jy, wat sê jy? En die vrou was verdere vernedering te wagte en sy het haar gestaal teen die verdoemende woorde van veroordeling, wat sy seker was wat sy van hierdie rabbi sou hoor. Hy is die Seun van God. Hy is die sondelose lam. Meneer, wat sê jy? Wat maak ons met haar?
En dan, hoor hoe klink die evangelie. Hierdie vrou het niks gehoor nie, behalwe 'n oorverdowende stilte. Ek het in die week aan die spreekwoord gedink, moenie 'n sot na sy dwaasheid antwoord nie. Jesus sê niks. Behalwe om af te buk en so met sy vinger op die grond te skryf. En Jesus staan op en met elke woord duidelik uitgespreek, met sy stemtoon van medelee, maar ook met gesag, sê hy vir die sondeloses, is reg manne, kry vir julle. Julle is heeltemal reg. Maak haar dood. Gooi haar dood. Maar hy sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip optel. Dis sy voorwaarde. En Jesus hurk weer en skryf op die grond, asof die leiers van die sinagoge nie eers daar is nie. Jesus se woorde het die vrou verboureerd gelaat. Wie is hierdie meester? Wie is hierdie man? Hoekom verdedig hy haar? Hoekom het hy vir haar genade? Sy is 'n egbreker. En sy begin wonder, is hierdie man nie dalk die man van die klein dorpie Nasaret nie? Is hy nie dalk die een van wie almal praat? Is hy nie dalk die een wat blindes laat sien en krepeles laat loop en dowes laat hoor het en melaatses se velle gereinig het? Is hy nie dalk die man, en broer en suster, nou moet jy my mooi hoor, is hy nie dalk die man wat wettiesheid haat nie? Is hy nie dalk die man wat sondaars liefhet nie? Wie is hierdie man? Terwyl al hierdie vrae deur haar bang gemoed jaag, het sy die klanke van haar redding gehoor. Die klippe wat haar so doodmaak, het sonder krag op die grond bly lê. En dan
En dan vra die Here Jesus, mevrou, het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Sy kon dankbaar sê, niemand nie, Here, noem sy hom nou. Sy noem hom Here, en nie meer meneer nie. En toe, hoor sy die woorde, wat sy haar hele lewe lank sou onthou. Mevrou, ek tel ook nie 'n klip op nie. Gaan. My broer en suster, ons mense kan ander mense so maklik na die Here toe sleep. Kyk, wat het hy gedoen? Dit kan nie waar wees in die kerk van die Here nie. Mens doen nie so nie. Moet hulle nie uit, weg, buite die stad. Die sonde mense. Ook in die middeltyd van 2016. Gaan, mevrou. Ek veroordeel jou nie. Hy het haar lewe gered. En sy het geweet dat haar lewe nooit weer dieselfde sou wees nie, al was sy nie 'n fariseer of 'n skrifgeleerde nie. En nou, Jesus het iets baie belangriks gedemonstreer in Johannes 8. En dit is, wat stel iemand in staat om die krag te hê om sonde te oorkom? Want kyk, die wet het duidelik nie hierdie vrou van oorspel gered. Wat het wel? Die ontvangs van Jesus in haar lewe. My broer en suster, ek wonder die afgelope tyd baie. Of die Here Jesus in die skrifgeleerde en die fariseer se hart gelewe het. Ek wonder baie daaroor. Die ontvangs van Jesus se aanvaarding vir u in u lewe. Want hierdie vrou, hoewel sy verdien het om tot die dood gestenig te word,
het hy haar nie veroordeel nie. En dit het haar die krag gegee om te gaan en van nou af anders te lewe. Nie sondeloos nie, maar anders. Jy sien, God se geen veroordeling kom eerste en dan kan jy gaan. Die geskenk van genade. Die geskenk van genade. Ons sleep mekaar te maklik na Jezus toe. Want daardeur wil ek eintlik sê, Here, kyk hoe oulik is ek. Kyk, my swart manel. God se geen veroordeling kom eerste en dan kon sy gaan. Die geskenk van genade. Omdat Jezus vir jou lewe aan die kruis betaal het. Dink so daaraan. Wat presies hier gebeur het, terwyl die Fariseërs gestaan en wag het om die vrou te stenig. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes wou en hulle sou as hulle kon, maar hulle kon nie. Hoorie wat ek sê, hierdie sonde mense wil veroordeel, wil alles herskryf, wil alles hê soos hulle dit wil hê. Hulle kon, as hulle sou kon. Maar hulle kan nie. En Jezus, hoor nou mooi, kon hierdie vrou laat stenig het. Maar hy wou nie. Dit is jou koning. Jy sit dalk hier. Hy sê eintlik kan ek nie. Ek moet eintlik gestenig word. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan in vrede. Johannes 8. En ek en u loof die Here. Amen. Liefdes, voordat ons dank sê, sing ons skrifruiming 1:3 se tweede strofe. Oh
dank die Here vir sy genade en gebed. Soos altyd, Here, bely ons, u woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die sonde dood gebied. En ineens pleit ons, Here, vergewe ons as ons dink ons is oulik. Vergewe ons, Here, as ons dink net ander mense sondig. Vergewe ons as ons baie keer meerderwaardig is en neerkyk op ander mense, ander kerke, en dink, eintlik moet hulle gestenig word. So Here, bid ons in dankbaarheid en smeek ons in Christus Jesus naam dat U ons opreg sal maak. Eerlik, nederig, in ons eenvoud aan U voete. Met liefde. Liefde vir U wet en U woord. Vergewe, Here, as ons baie keer skyn heilig is. U te dank dat U dit ook vanoggend aan ons openbaar het, want Here God, so leer ons van U. Daarom kon die skrifgeleerde en die fariseer nie 'n klip optel nie. Skyn heilig. Heilig ons in ware opregtheid. Ook Here, met Johannes 8 se verse in ons hand en in ons hart, in ons voorbereiding om die heilige nagmaal te vier, U te loof, dat dit ons beskore is. Want U genade is onbeskryflik groot. Seën ons in die dag, in die week. Ons lewe in U hand, ons lewe uit U hand. Die kinders, die jong mense, hulle in die krag van hulle lewe, elke dag kantoor toe en terug, en weer kantoor toe, hulle wat afgetree het. Hulle wat ryk is en hulle wat arm is. Hulle wat 'n mediese skema het en hulle wat nie een het nie. Elkeen wat siek is. En ook ons wat gesond is. Om die lewe uit die hand te neem, voluit, met krag en genade, te doen wat ons hand vind om te doen,
met blydskap ons roeping te volvoer. Vergewe ons louheid en laksheid. Leer ons om die dag te pluk. En die volgende dag, en die dag daarna, totdat hy kom. Sien die Suid-Afrika land, ook in die registrasieproses vir die plaaslike verkiesing, wat vandag tot 'n einde kom. Sien die verkiesing. Sien almal in uitvoerende posisies. Sien die polisie en die weermag. Ook elkeen in die pos van generaal tot die verheerliking. Neem ons hand en lei ons hierdie dag en bring ons vanaand weer by mekaar. Wat 'n genade om die weelde te kan beleef van meer as een erediens op 'n dag. Hoor ons gebed, Here. En in ons gemoed leef u genadebediening lewend in ons hart. In Jesus naam. Amen. Liewe broer en suster, ek deel graag die volgende notas met u. U is hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee en koffie en ietsie daarby te geniet nadat ons van hier verdaag het. Ek nooi u weer, maak van hierdie geleentheid gebruik. Kom kyk mekaar in die oë, kom bemoedig mekaar en beleef iets van die gemeenskap van gelowiges. Ek kondig weer af dat daar 'n aanderediens is. Ek weet nie meer hoekom ek dit doen nie. Mag die Here dit in u hart gee, as dit vir u moontlik is om ook die leerprediking in erediens te kan beleef. Die verjaarsdag 2 tot 8 Augustus was op die flitsbord en ek maak 'n uitsondering. Amelia Visser wat vandag verjaar en haar seun Dion die 7de en dan Corine Fik die 4de en haar seun Tian die 4de. Elke keer 'n mamma en 'n seun. Ons vra u voorbidding baie spesifiek vir mekaar, maar uitsonderlik vir broeder Kobus Pretorius wat in Montana Hospitaal ernstig siek is, Suster Annetjie Robertse in haar hoë ouderdom, ook in Montana en met bloedkanker gediagnoseer. Broeder Koos van der Walt van die gemeente, een van ons verspreid wonende lidmate wat in Pretoria Oos in die intensief is. Oom Philip Venter, een van ons oudste lidmate wat geval het.
Hy is in Groenkloof Live, sy heup is gebreek en na alle waarskynlikheid ook sy sleutelbeen. Ons dink ook aan Marie-Louise Mini, wat in die week wat verby is in die hospitaal was. Adel van Heerden, wat in die komende week 'n operasie ondergaan. En dan deel ek met blydskap en groot vreugde met u 'n nota wat ek vanoggend van broeder Hans Jobse ontvang het. Hy's in Kuwait. Jy weet hoe lyk dit daar? Alles deur mekaar en oorlog en wat nog meer. En hy sê hy's veilig. En hy dink aan ons. Hy kan nie vanoggend 'n erediens bywoon nie. Is nie moontlik nie. Mag die Here Hans in 'n klompie dae veilig na ons toe terugbring. Ons dink ook aan Wimpie Loos wat môre vir 'n mediese prosedure opgeneem word. Dan wil ek net vra dat broeder Huip nie vinnig sal vertrek nie. Ek wil net na die erediens gou vir jou iets vra. Ons gaan staan en die Here loof met 2 strofes van Skrifberuiming 1:3. Daarna die uitstuur seën van ons Here en ons Amenlied, die bekende woorde van Skrifberuiming 13:3. Kom ons sing Skrifberuiming 1:3, strofe 1 en 3. Ontvang die seën van die Here en gaan leef onder die seënende hand van die lewende God. Broer en suster, kinders, jong mense, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy vrede gee. Amen.